Nou, ek wil vanmôre met 'n vraag begin. En dit is, wat is vir u die beste argument of rede vir God se bestaan? Met ander woorde, wat is daardie besonderse persoonlike oortuiging wat jy in jou hart het om te weet dat God leef en hy is daar en hy bestaan en hy heers oor hemel en aarde. Hy is, soos die woord sê, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die koning bo alle konings. Nou, ek glo dat elkeen van ons se antwoord verskil. En die rede daarvoor is, ons dien ons 'n persoonlike God. So hy openbaar homself aan elkeen van ons op 'n ander en 'n verskillende manier. Maar daar is 'n paar argumente wat oor die tyd eintlik maar bymekaar gemaak is om God as wese te bewys. En ek gaan 'n paar van hulle kortliks noem, ek gaan 'n paar skrifgedeeltes ook aanhaal. Jy kan net naslaan as jy wil, maar ek gaan dit net kortliks aanhaal. Ons gaan later by 'n hoofteksgedeelte uitkom. Nou die eerste en seker die mees bekendste argument of rede vir God se bestaan is die argument vir die ontwerp of die skepping. Die moeilike woord is die teleologiese of die kosmologiese argument. Dit is 'n baie sterk argument, want wanneer ons dink aan die ontwerp, die skepping, die intellek, as ons dink aan die sterre in die hemel, die landskap, die diere, die voëls in die lug, die visse in die see, die detail, dis ongelooflik, sodat 'n mens vra, hoe twyfel mense dat daar 'n skepper is? Ek en my vrou was onlangs in die Bosveld gewees, en my gunsteling oomblik is om so laatmiddag, so 4 uur se kant, daar na die Krokodilrivier toe te beweeg, en dan net daar te gaan stil raak en te kyk hoe die lewe van die Bosveld begin wemel, die voeltjies wat begin rondvlieg en insekte vang, die diere wat na die water toe kom om te drink, klein bokkies wat rondhardloop en speel, nes kinders, en dan die pragtige sonsak, die kleure van die lig wat so oor die waters reflekteer. Dit is besonders, en dan raak mens oorweldig met die teenwoordigheid van God en van ons Skepper. Nou Dawid was ook bekend as een wat die grootheid van God as Skepper bekend gemaak het. Hy skryf in Psalm 19 vers 2, die hemel vertel die eer van God en die uitspansels verkondig die werk van sy hande. So hy erken dat God die Skepper is en dat orde en ontwerp in die natuur 'n ontwerper nodig het. Die tweede argument wat baie sterk is die morele argument. Met ander woorde die argument vir 'n gewete of die onderskeiding tussen wat is reg en wat is verkeerd. Paulus was nou weer baie sterk in dit gewees. Hy het gegaan en hy het hierdie argument baie goed gaan oordra. Romeine 2 vers 14 tot 15. Want wanneer die heidene wat nie oor die wet beskik nie, van nature tog die vereistes van die wet nakom, is hulle vir hulle self 'n wet, al het hulle nie die wet nie. Hulle wys duidelik dat die uitvoering van die wet in hulle harte geskrywe staan, nie op klip nie, in hulle harte, en hulle gewetens bevestig dit, en hulle teenstrydige gedagtes sal hulle soms aankla en soms verontskuldig. So Paulus voer aan dat die menslike gewete, die menslike redenasie getuig van God se wet. En hy bevestig dat elkeen van ons wat in God se beeld geskape is, het 'n morele kompas wat vir ons die rigting wys. Die derde argument is die argument vir 'n persoonlike ontmoeting met God. Nou in die woord lees ons baie daarvan. Daar's dalk van julle wat hier vanoggend sit wat dit self al ervaar het. En een mooi voorbeeld vir my in die woord is die van Elia. En ek lees vir ons in 1 Konings 19 vanaf vers 11 tot 13. Maar hy sê, gaan uit en staan op die berg voor die Here. Kyk, die Here sal weldra verbygaan. Daar was 'n geweldige sterk wind wat die berge geskeur het, wat die rotse verbrysel het voor die Here. In die wind was die Here nie. Na die wind was daar 'n aardbewing. In die aardbewing was die Here nie. Na die aardbewing was daar 'n vuur. In die vuur was die Here ook nie. Na die vuur was daar 'n sagte gesuis. En toe Elia dit hoor, het hy dadelik sy gesig met 'n mantel bedek.
Elia ervaar God nie in 'n dramatiese natuurverskynsel nie. Hy ervaar hom in die stil gesuis van die wind, ervaar hy die teenwoordigheid van God. En daar besef hy wie sy skepper is. Die vierde argument, en die laaste een wat ek gaan aanhaal vandag, is die argument vir empiriese bewyse. Nou dit beteken, wat is tasbaar? Nou ons gebruik Jesus gewoonlik as die sterkste bron vir hierdie argument, want Jesus het aan meer as 5000 verskyn, hy het aan die disippels verskyn as 'n opstanding, en dan het hy ook aan Thomas verskyn. Nou Thomas het gesê in Johannes 20 vers 24 tot 29, as ek nie die merke sien van die spykers in sy hande en my vinger nie steek in sy spykermerke en my hand nie in sy sy steek nie, dan sal ek nooit glo nie. En wat doen Jesus? Hy kom na Thomas toe en hy sê vir hom, kyk, sit jou hand hier, sit jou vinger in my wond. En daar begin Thomas glo, want hy het 'n tasbare ervaring met die opgestaane Jesus Christus gehad. En ons kan nie nalat om te onthou wat het Jesus vir Thomas gesê nadat dit gebeur het. Hy het gesê, Thomas, omdat jy gesien het, het jy geglo. Geseënd is die wat nog nie gesien het nie. Almal van ons wat hierso is, maar reeds glo. Nou elkeen van hierdie is wonderlike argumente en redes vir God se bestaan, maar daar is een wat vir my al hierdie argumente saamvat en volgens my die mees kragtigste bewys van God se bestaan is. En dit is die onverklaarbare, radikale, ons het dit so pas gehoor by Marcel, verandering wat plaasvind in 'n mens se lewe wanneer jy jou hartskames vir Christus oopmaak. Wanneer jy die lewende Christus in jou hart innooi, met ander woorde wedergebore word. Daardie oomblik wat jy 'n 180 grade draai maak, die wêreld agter my en Christus voor my. Paulus, 'n goeie voorbeeld, hy was 'n vervolger van Christene, totdat hy by Jesus uitgekom het. Toe skryf amper die hele Nuwe Testament. Maria Magdalena, 'n duiwelbesetene, wat 'n volger van Christus geword het. Cornelius, 'n Romeinse soldaat, wat Christus verkondig het. Die bekende evangelis John Newton, hy was 'n wrede slawehandelaar, wat later so kragtige ontmoeting met die Here gehad het, dat hy 'n evangelis geword het, uiteindelik ook die lied Amazing Grace geskryf het. Sy lewensomkeer was so diep dat hy 'n kampvegter teen slawerny geword het. Lee Strobel, 'n ateïstiese joernalis en regsredakteur van die Chicago Tribune, hy het uitgegaan om te bewys dat die opstanding van Christus vals is. Hy het alles in sy vermoë gedoen om dit te weerlê. En in hierdie proses, toe ontmoet hy Jesus, en hy skryf die boek The Case for Christ, wat vandag een van die grootste verkopers is, en miljoene mense na Jesus toe lei. Almal van hierdie is bekende name, en ons kan aangaan, ons baie, maar ek is seker elkeen van ons vanoggend hier, kan na onsself kyk, en praat van die transformasie, wat in ons eie lewens plaasgevind het. My vrou, ek het nou nie van vooraf gesê dat ek het gaan sê nie, maar ons ken mekaar al redelik lank en ek verskoon my. Maar beide van ons kan getuig van hoe ons was en hoe die Here ons lewe getransformeer het. Dit wat onmoontlik gelyk het die Here moontlik gemaak. En ek eer hom daarvoor. Dis jong mense wat hier so sit, nou die voorreg van jeugbediening en sondagskoolbediening glo ek ook, is om te sien hoe jong mense transformeer. Hoe jong mense wat rebelleer, jong mense wat in hulle eerste jeugdiens met sulke gehangde skouers stap en gaap en niks van dienste wil weet en kerk wil weet nie. Ewe skielik, ywerig, die Here aanbid. Ewe skielik diensbaar raak. Ewe skielik Christus uitstraal, net deur hulle self te wees.
Dit is die transformerende krag van Christus se Gees in ons. Nou, u kan saam met my oop slaan in die woord by Johannes 3. Nou, ons ken hierdie gedeelte redelik goed. Dit is die gesprek tussen Nikodemus en Jesus. Nikodemus wat 'n fariseer was, en ek lees vir ons van vers 1 tot vers 3. En daar was 'n man uit die fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat van God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie. Jesus antwoord en sê vir hom, Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nou die term wedergeboorte of weergebore beteken nie om weer as klein babietjie gebore te word nie. Hoopelik in die tyd weet ons dit al. Dit beteken om letterlik getransformeer te word in die gees. Die 2020 vertaling sê van bo gebore word. Met ander woorde, dit is 'n geestelike transformasie wat plaasvind. En omdat dit 'n geestelike proses is dit net iets wat deur God verrig kan word. Nou wat word getransformeer in hierdie proses? Die eerste ding wat getransformeer word is ons denke. Want ons denke begin die geregtigheid van God verstaan. Wanneer ons sondaars is, wanneer ons ongered is, dan verstaan ons dit nie. Dit maak nie vir ons sin nie. Maar wanneer hierdie transformasie plaasvind, dan begin ons God se geregtigheid verstaan. Daai morele kompas wat in ons ingebou is, begin werk. Ons kan hom dan begin gebruik om vir ons die rigting aan te wys. Die tweede ding is ons harte begin sensitief word vir die Heilige Gees se werking. En ons raak bewus van God se teenwoordigheid en sy liefde vir ons. En die derde is ons hele wese wat die heiligheid van God begin erken. Ons begin 'n ontzag vir God kry. En ons begin in kringe inbeweeg en mense sien, maar hier is iets anders. Hier is 'n lig wat uit hierdie persoon uitstraal. Niks uit onsself nie, maar daardie heiligheid van God wat in ons woon. Die skrifgedeelte in Matteus 22 vers 37 sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Wanneer ons wedergebore word, dan raak hierdie 'n realiteit vir ons. Fred het verlede Sondag 'n boodskap gebring en iets wat my uitgestaan het was dat daar 'n heiligheidsbesef tussen ons wat die skepsel is en die Skepper, God. Daar kom 'n heiligheidsbesef. Ons begin bewus raak van wie ons Skepper is en hoe groot hy is. En ons begin 'n ontzag vir hom kry. Hoe vind hierdie transformasie plaas? Vers 7 tot vers 8 van Johannes 3. Moenie jou verwonder dat ek vir jou gesê het, julle moet weer gebore word nie. Die wind waai waar hy wil, en jy hoor sy geluid, maar jy weet nie van waar hy kom en waarheen hy gaan nie. So is elkeen wat uit die Gees gebore is. Nou ek lees nêrens hierso dat 'n weerligstraal tref jou, en dit is 'n flashing moment, en jy begin, as jy opstaan, dan loop jy soms so half in die lug. Ons lees nie dit nie. Nee. Die Griekse woord wat as gees vertaal word, beteken ook wind. En Jesus illustreer hierso dat hierdie transformasie vind plaas soos die wind waai. Niemand weet waar dit vandaan kom nie, niemand weet waartoe dit gaan nie, maar ons is bewus van die wind wat waai. Dink aan Elia, hoe God hom ontmoet het in daardie gesuis van die wind. Of dink aan 'n boom wat ou blare het en die wind kom en hy waai al die ou blare af en nuwe bloeisels kom uit. Dit kan ook 'n rukwind wees. Dit ken ons. Ons is aan 'n Pinkstergemeente. Want die Gees van God werk ook so. Dit is juis hoe
herlewings in groot kerke en lande ontstaan, waar duisende mense op een slag die krag van die Heilige Gees ervaar, gedoop word met die Heilige Gees, in tale spreek, en net daar en dan hulle lewe aan Christus toewy. 'n totale oorgawe aan Christus maak. Nou Jesus het nie in hierdie argument of vir die gesprek met Nikodemus, al die argumente wat ons nou aangeraak het, bespreek nie. Ek dink tog Nikodemus sou dit interessant vind, want hy was 'n intelligente persoon gewees. Hy het gehou van argumenteer. Die Fariseërs was lief vir argumenteer. Ons kan nie dink hoe hulle met Jesus geargumenteer het. Maar Jesus praat hier van die onverklaarbare, die totale vernuwing wanneer ons die Gees van God ontvang. 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan en die nuwe dinge lê voor. Alles het nuut geword. Wanneer ons Jesus Christus as ons verlosser en ons saligmaker aanvaar in ons harte, werklik aanvaar, nie net dit sê nie, maar ook glo, as ons met ons monde bely, maar ook met ons harte glo, dat God die Vader Jesus Christus uit die dood uit opgewek het, dan vind daar 'n transformasie plaas, wat op geen wetenskaplike, filosofiese of teologiese wyse verklaar kan word nie. Jesegiel 36 vers 26. Ek sal vir julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal die hart van klip uit julle liggame verwyder en vir julle hart van vlees gee. My gees sal ek in julle binneste gee. Ek sal daarvoor sorg dat julle my vaste voorskrifte volg, daardie kompas, en dat julle my bepalings nakom en uitvoer. Nou nuwe beteken nie in hierdie geval om hernuut te word of om gerestoreer te word nie. God tel nie die gebroke stukkies van ons sondige lewe op en plak dit aan mekaar en dan sit hy ons nou eers daar laat ons nou eers gerehabiliteer moet word met 'n sticker op wat sê handle with care nie of tweedehands. Nee, dit is nie ons God werk nie. Hy maak volkome nuut. Hy beklee ons met Christus. Hy vul ons met sy Heilige Gees en hy rig ons voetstappe. Is dit nie besonders nie? God maak volkome nuut. Nou waarom is hierdie belangrik? Wat wil die Here vir ons vanoggend hierdeur sê? Baie van ons bevind ons moontlik in omstandighede waar ons so in sonde leef dat dit lyk net asof daar nie uitkomste is nie. Van ons sit dalk met 'n onvergewingsgesindheid en ons word so verbitterd van binne dat dit is net onmoontlik om daardie persoon te vergewe vir wat hulle aan my gedoen het. Van ons is dalk verslaaf. Ons het vanoggend gehoor by Marcel, sodat dit onmoontlik lyk om daarvan ontslae te raak. Onmoontlik om net nie nog een keer te probeer nie. Baie van ons geliefdes is verlore. Van ons familielede wat dalk vandag nie hier is nie, wat nie die Here aanbid nie, wat dalk deel is van 'n ander geloof, of selfs glad nie in God glo nie. Dalk is daar jonges wat rebelleer of stoei met hoekom laat die Here hierdie dinge in my lewe toe? Hoekom is ek nie so goed soos my maatjie nie? Hoekom is ek nie so goed in sport of in hierdie talent wat so wonderlik is nie? Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat sommiges wat in hom glo, elke liewe een wat in hom glo, niemand uitgesluit nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om hom te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Hy, wat Jesus Christus is, het God se geregtigheid aan ons kom bekend maak. Hy het nie gekom ons kom oordeel vir dit wat ons verkeerd doen nie. Hy het gesê, ek kan jou gesond maak, ek kan jou heeltemal vernuwe, dat jy nie meer vasgevang is in daardie sonde en onvergewingsgesindheid en verslawing nie. En daardie twyfel in wie die skepper van hemel en aarde is nie. Ons het vandag gesien dat daar
baie goeie redes is om in God te glo. Uit die skepping wat sy handewerk verkondig, uit die gewete wat sy wet in ons harte bevestig, uit die kompleksiteit, die fyn detail van sy handewerk, uit die persoonlike ontmoetings met hom, en selfs die tasbare bewyse van Jesus wat aan sy disippels en aan baie ander verskyn het. Maar die kragtigste bly steeds die onverklaarbare verandering wanneer ons Jesus in ons lewens innooi. 'n Nuwe hart gee hy vir ons. Sy Heilige Gees kom maak homself tuis hier binne ons. Hy kom vorm deel van ons lewe. En die sondaar wat ons eens was, word verander na kind van die Allerhoogste God toe. Die uitnodiging aan ons is vandag eenvoudig. Laat die Gees van God die wind wees wat in jou binneste waai, wat jou vernuwe, wat jou sondelas wegvat en jou voete rig op die pad van heiliges. En ja, wanneer jy dan in jou vriendekringe loop of tussen jou kollegas en hulle sê vir jou, jy's te heilig vir ons, dan sê vir hulle, jy's 100% reg. Want die woord sê, ons is gewas en geheilig en geregverdig in die naam van die Here Jesus. Join my. Kom stap saam met my hierdie pad. Dis lekker om geheilig te wees. Dis 'n voorreg, dis 'n genade. Moenie wag vir 'n beter oomblik nie. Jy gaan lank wag. Vandag is die dag wat die Here jou volkome wil nuut maak. Vandag is die dag wat die Here aan jou hartskamers klop en sê, nooi my net in. Ek sal die transformasie werk doen. Jy hoef nie te wonder hoe jy van hierdie ontslaag gaan raak nie. Jy hoef nie te bespiegel, hoe gaan ek nou werklik begin glo in God as skepper nie. Die Here, hy doen die transformasiewerk. Hy is die Almagtige wat die onmoontlike reg kry in ons. En as hy jou nuut gemaak het, leef as bewys dat God leef, sodat ander in jou die getransformeerde lewe en die werklikheid van die lewendige Christus kan sien. Nou, ek wil vir ons afsluit, maar ek wil graag met 'n gebed vir ons afsluit. So as jy saam met my die oë kan toemaak en net die hart kan oopmaak en saam met my in die hart hierdie gebed bid. Ons Vader in die hemele, dankie Here dat ons deur u Gees kan bewus raak van hoe groot en hoe wonderbaar u is. Dankie dat u Heilige Gees dit in ons harte kom bevestig dat u die God van hierdie skepping is, die Almagtige wat heers bo hemel en aarde, die koning bo alle konings. Dankie Here Jesus dat u Here neergedaal het en u lewe vir ons neergelê het op die kruis. Dat u aan ons die geregtigheid van die Vader kom bekend maak het. U het nie gekom om ons te veroordeel nie, maar om die liefde aan ons bekend te maak. Om vir ons die pad weer reguit te maak na die Vader toe, na die troonkamer toe, na die heiligdom toe. En Here, ons wil nou kom en ons wil kom erken, opnuut weer kom erken in ons harte, dat u die God is, die enigste waaragtige God. En Here Jesus, ons bely met ons monde dat u Vader u uit die dood uit opgewek het, nadat u die dood oorwin het, die angel van dood uitgeruk het, en die Satan in sy spoor gestop het, en gesê het nie meer verder nie. Dankie Here dat ons vry gespreek is, en dat ons kinders van God genoem kan word, soos ons vanoggend gehoor het, erfgename, mede-erfgename van Christus. Kinders van die koninkryk. En ons bely dit met ons mond, Here, en ons glo dit met ons harte, dat u die Here Jesus Christus is, die redder en verlosser, en ons nooi in, Here, in ons harte, as redder en verlosser, as ons saligmaker, en ons vra u Heilige Gees, woon in ons harte, kom sit op die trone van ons harte, kom vernuwe ons denke, kom vernuwe ons wese, kom vernuwe ons hart, Here, sodat ons bewus kan raak van wie u is, sodat ons ontzag kan kry vir u goddelikheid, en die almag en die heiligheid. En nou bid ons, Here, dat u die transformasiewerk sal kom doen, dat ons nie daar hoef te worry nie, maar dat ons sal aanskou hoe u werk soos u werk, hoe u kom in die sagte gesuis van die wind, en ons verander, die ou blare wegwaai, en nuwe bloeisels wat uitspruit, dat ons vrug dra, en kan uitgaan en 'n lig van Christus kan wees.
Ons eer U en ons verheerlik U naam. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Halleluja. Ons